Spearpoints, wat is dit? Eerstens het ons gesê, dit is nou die jong mense daar by History Makers, wat 'n spearpoint moet wees, cutting edge, akkuraat in die nasie, skerp in die gees, maar skerp om in te sny in dit wat moet gebeur. Daar is skrifte wat ons ken rondom dit, maar ek wil vanmôre, wil ek in baie geloof, glo, dat ons iets gaan begin rondom gemeentes en wat ek glo wat nodig is. My broer en my sis, ons was in oor die 30 nasies. Ons was in oor die 30 nasies van, noem het oor die 20-25 netwerke van kerke. En in Suid-Afrika oor die 800 bedieninge, 800 kerke of Christenskole en dit is, as ek daai goed vir jou sê, dan wil ek vir jou dit sê, omdat ek wil sê, baie behoeftes gesien daar buite. Maar een van die groot dinge is om, kom ons noem het volunteers, om werkers te hê, wat bereid is om saam met God te staan. Maar nou het die kerk nie iemand om dit te doen nie, so nou moet ons nou maar kyk, wie kan ons kry, wie kan ons hier kry, wie kan ons daar kry, maar aan die einde van die dag, wil ek in die konsep van die picture, ek maak nou soos hulle, my Afrikaans is gone, maar om te sien, wat en wie wil God hê, moet jy wees. En my vraag is, hierdie spies, en as dit jy is, dan vra ek, in wie se hand is daai spies? In wie se hand is daai spies? Want daar is 'n spies of twee, wat jy kan fantasties wees, en jy kan sit hier so, en ja. En dit kan die vyand wees, en die mondjie, moenie vir die mondjie luister nie, as jy in jou kop wil, ja. Maar vra die Heilige Gees, wys my Here, in wie se hand leef ek? In beginsel, God gaan jou nie begewe, hy gaan jou nie verlaat nie, hy gaan by jou wees. Maar wanneer jy kan jou roeping vervul, in wie se hand is jy? Ons sê vir studente in Creare, voordat jy die gitaar speel vir die Here, maak seker, hy is die musikant en jy is die gitaar, en as hy jou 'n bietjie moet intune, sodat dit nie 'n gemors is nie. Laat hom toe. Laat hy maar hy snaar bietjie rek, sodat iemand wat 'n fantastiese musikant kan wees, maar as sy gitaar vals is, uit tune is, dan kan dit die mees geklikste, aakligste geluide wees wat daar uitkom. Jy kan die grootste intensies hê, jy kan die beste intensies hê, maar kan God jou optel as 'n gitaar en so in tune dat jy bereid is om ingetune te word, dat hy sy hart kan express deur jou, waar jy net die gitaar is, maar hy sing die woorde oor die nasie, oor die stad, oor die skool, oor die kinders, oor jou buurman, oor die mense wat jy moet bereik. Die groot vraag is, hoe ver gaan die kerk God toelaat, dat God die kerk kan tune, selfs vir eindtyd herlewing. Mag die Here jou help om bereid te wees op so 'n manier. Ek wil net 'n voorbeeld gebruik, Josua 8, het ons daai eerste skrif. Hier is Josua. Nou ja, ek dink dis 'n goeie 8, maar daai lyk vir my na 'n 9 hoor. Alright, hoofstuk 8, hierso van vers 18, en die Here het vir Josua gesê, steek die spies wat in jou hand is, na Ai toe uit, want ek wil dit in jou hand gee. Daarom steek Josua die spies wat in sy hand was, na die stad uit. Nou ek vra, dit klink seker maar soos 'n objektlessiekie. Nou wil die Here nou so 'n kinderkerklessiekie vir Josua gee. Jy weet, na al die dinge wat gebeur het, na loop rondom Jerigo en wow, die mure val in en dit is hierdie verskriklike ding. Hoekom partykeer gaan God vir jou hierdie eenvoudige
uitbeelding van 'n strategie gee van iets wat jy moet doen. Net omdat hy wil vir jou wys, the battle belongs to the Lord. Die stryd behoort aan die Here. Jy kan die man wees, jy kan die een wees. Daar was 'n spies in die hand van Goliat, wat almal gewauw het oor hierdie wapens. Maar hier is 'n man wat net sê, ek lig die spies, want dan die Here het so gesê. Okay, dink jou nou maar net in die prentjie in. Dink jou maar net in die prentjie in en jy's 'n soldaat. Maar al wat hierdie man moet doen, hy moet hierdie spies in die lug sit. Ek bedoel, hallo, wat beteken dit? Dit beteken ons nou eintlik niks nie. Then the Lord said to Joshua, hold out towards I, the javelin that is in your hand. For into your hand I will deliver the city. Afrikaans het nie so vers nie. Hy het ook so vers. En die Here het vir Joshua gesê, steek die spies wat in jou hand is, na uit toe uit. Ek wil vir jou vra, my broer, my sis, as jy hierdie spiespunt is, as jy hierdie spies is in die hand van God, gaan jy hom toelaat om jou te vat en te sê, na daardie stad sal jy gaan. Na daardie stad, na daardie plek sal jy fokus. En hy vat jou en hy steek jou as 'n spies daarna opvoedkunde. En die Here doen 'n ding in opvoedkunde. Is jy bereid om in die hand van God te wees, soos 'n spiespunt? Hierdie spies met 'n punt, maar wat akkuraat sal wees, Hier is 'n hele paar voorbeelde. Kom ons gee die volgende vers, is dit vers 26. En Joshua het sy hand met die uitgestrekte spies nie teruggetrek, voordat hy al die inwoners van Ai met die banvloek getref het nie. Wat in die lewe? Daar is daar 'n vloek uit die spies uitgekom. Toe nou nie. Maar alles is getref. En die stad het verbrand. Nie geen vuurhoutjie nie, maar die spies. Hallo. Dit wat jy in jou hand het, maak seker. Dis van God af. Want my broer, met wat in jou hand is, kan 'n vloek uitstuur, maar ook teen kinders van God. Maar ek vra jou om die spies te wees, met 'n skerp spiespunt, en dat God jou kan vat. En hy kan jou plaas in die rigting waar God jou wil hê. Weet, dit klink soos 'n nuwe prentjie, maar beweeg net saam met my vanmôre. Goed, volgende vers, wat ons neerskryf. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies, met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. En nou net in die vorige paar verse verduidelik hy hoe swaar was hierdie spies. Daar's 'n verduideliking van hierdie fantastiese spies. En wat die wêreld kan daar buite kan gaan doen, ja, dit is great. Dis wow. Maar jy besluit, jy kom in die naam van die Here. Want jy weet, jy is die spies in die hand van God. Hallo? Maar ons kan vir ons spiese maak, my broer, my sis, ons is in staat om dit te doen. Ons kan swaarde maak, ons kan vir ons wapens maak, waarmee ons harte nou toemaak teenoor ander mense. Ons kan ons opinies hê, ons kan ons strategieë hê, en ek het geloof in hierdie strategie van my. En ek kan sê, ja, ek kom met hierdie strategie, maar nie meer, ek breek nie daaroor nie, maar ek het hierdie strategie, daarom het ek geloof. Ek het hierdie denkpatrone, ek het hierdie dinge wat ek doen, ek het hierdie talente, ek het hierdie vermoëns, ek het hierdie, en daar is soveel wat ek kan doen, maar as ek nie eers kan kom net in die naam van die Here nie, wat wil jy doen? Wat wil jy doen? Wil jy breek soos 'n Goliat? Want die mense het gewauw oor hom, en die mense kan wow oor jou talente, oor jou vermoëns, oor wat jy het, oor wat jy kan doen, oor wat jy met jou hande kan doen. Die wêreld kan wow, jy kan wow. Maar as jy nie eerstens kan kom in die naam van die Here nie, wat het jy? Wat het jy? Want jy het 'n swaard, jy is veronderstel om 'n swaard te hê, die woord van God. Tweesnydende, skerper as 'n tweesnydende swaard. Hallo? Maar wie aan die einde van die dag gaan jy wees? Kom ons gaan aan. Ek kom na jou toe in die naam van die Here.
Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Nou vra ek jou, my broer, my sis, ja, dit gaan oor die pa met seuns. Gelukkig is die pa wat sulke seuns het, waar hierdie seuns so spiese is, wat hy kan skiet presies daar waar hy moet wees. Presies daar waar hy moet wees. Maar aan die einde van die dag, wie is die pa? Is dit nie jou Vader God nie? Is dit nie jou Vader God nie? En is dit nie hoe God die dinge wil hê nie, soos wat 'n pa gelukkig sal wees met hierdie spiese, met hierdie pyle, met spiespunte. Is dit nie wat God jou wil hê nie? En as hy jou moet wegsteek, soos hier agter of die wapendraer, en jy moet nou maar daar, wat noem hulle dit, pylkoker, vreeslike woord, nee, waar hulle hierdie klomp spiese gebeere is. En die Here steek jou nog weg, en jy voel, ek sien nie wat hy wil doen nie, ek het nie my test nie, ek is nie daar, jy weet, ek is nie daar buite nie, ek is nie dit nie, ek is nie, oké. Hoop maar, glo maar dat een van 'n gogga, een van 'n iets of dief of duiwel jou daar uit die pylkoker uithaal. Of besluit, nee, Here, ek vertrou U. Ek gaan nie uit hierdie pylkoker, ek gaan nie uit hierdie ding wat al die spiese hou. Ek gaan nie uitgaan nie tensy U my vat, dat U my vat. En U my skiet in die rigting. U my vermôre is daar 'n teiken, vir hierdie week is daar 'n teiken, vir hierdie jaar is daar 'n teiken, in daai situasie môre is daar 'n teiken, waar God met presisie wil inplaas. En wat uit jou mond uitkom, hoe jy jou posisioneer môre in daai vergadering, hoe jy jou posisioneer in jou sukses, in jou mislukking, in jou geleentheid, in jou verleentheid, in wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie. Hoe jy jou posisioneer in dit hang af van of jy hierdie pyl gaan wees in die hand van die Vader. So is seuns in die Vader. Soos hierdie krygsman met hierdie spies. Wees daai spies in die hand van die Vader. Hallo? En waar hy kyk, waar hy sien, in daardie rigting sal die spies gaan. Wat 'n freakie spies, wat op sy eie ergens kan heen gaan. Daar's nie manier nie. En as hy ingetrek word, dan sit soos ek wil nou amper die voorbeeld nou maar gebruik, dan sit nou agtertoe, dan sit nou spanning, dan sit nou, ek word ingespan, maar ek gaan nie dit toelaat nie. Ek gaan nie toelaat dat daai spanning op my gesit word nie. Kyk mooi wat se spanning is. Ek gaan definieer spanning. Moenie net sê spanning is van die duiwel af nie, en ek breek met hierdie spanning. Partykeer, ek wil nou amper dit sê, ek noem ons dit sommer adrenalien. Maar partykeer is daar 'n spanning wat eintlik te doen het met 'n intensiteit van fokus wat jy veronderstel is om te hê. En die spanning wat in jou werk is eintlik Heilige Gees wat vir jou wil wakker maak dat daar moet 'n intensiteit van fokus kom. Hallo. Want ek hoor dit dalk volgens my nie hoor nie. Ek is besig met soveel goed. En hierdie dinge wat ek mee so besig is, bring 'n spanning in my op, en al hierdie uitdagings, dit bring 'n spanning in my op, en ek moet ontslaa raak van die spanning. Of dis iets wat Heilige Gees in my wek, dat daar 'n intense fokus kom. Kom ons sê intense fokus. So verstaan wat jy ervaar. Daar sekere emosie wat vanuit jou gees kom. Daar sekere emosie vanuit jou siel. Ek wil vir jou sê, en daar's 'n hele klomp wat vandag sal getuig. Partykeer wanneer die Here vir jou vra om iets te doen, is dit nie, ek het so vrede om dit te doen nie. Baie keer voel jy nogal, o jette, hoe nou? Hallo? Want jy gaan verby dit in jou siel moet kom, en as die vyand baie keer woer, en die vlees baie keer woer met jou siel gespeel het, gaan die ou vyand alles probeer met jou siel,
om 'n tantrum in jou siel te veroorsaak, solank jy net nie doen wat God in jou gees gesê het nie. Solank jy net nie doen die woord van God wat hy in jou hart geplaas het nie. Is ons met mekaar. Is ons met mekaar. Ek sê weer eens, oor die 20-25 keer wat ek na daai plot toe gaan, aan die ander kant Boen Bali, was dit soveel keer frustrasie. Nie, ek het vrede om te gaan en ek ervaar die Here en ja, dis nou wat moet gebeur of iets nie. Frustrasie dat ek daar buite kan sit en sê, Here, U het nou die miracle gedoen met die kerk daar binne in die stad. Wat maak ek hier? Ek het nie gesê, Here, wat maak ek hier? Jy weet, dit het bietjie amper soos 'n sonde gelyk, oor hoe ek het gesê het. Is julle met my? Hallo. Maar wat maak ek? Nou bid ek net daai frustrasie weg, of ek hardloop na God en sê, wat is hierdie frustrasie? Wat is hierdie ding wat ek beleef? Want ergens, aan die einde van die dag, is hierdie spiespunt in 'n verkeerde rigting. Hy's net af. Jy is so amper akkuraat, maar jy is nie akkuraat nie. Jy is net af. En vanuit frustrasie, nie vanuit lyding nie vanuit wysheid. Ek ervaar, ek moet by 'n stadsbeplanner gaan sit. Ja, dis wat die Here vir my sê. Vanuit frustrasie en fedupheid gaan sit ek by die stadsbeplanner en sê, kan ek nou op daai 7 hektaar die Christenskool bou en 'n kerk bou en 'n kampterrein? Dit lyk vir my, voel vir my in my kop te klein. Maar vir interessant en vind uit wie se plaas is hierdie. Hallo. My broer, my sis, en met daai frustrasie, hoe sê hulle, hoe het Salomo gesê, gooi die baba met die badwater uit, né? Moenie dit doen nie. Asseblief, is ons met mekaar. Want baie keer vanuit die frustrasie kan ek soveel goed los wat die Here eintlik wil hê. Dit lyk so onlogies. Ai, steek die spiespunt uit. Nou wat nou? Nou wat nou? Die spiespunt uitgesteek en daar brand die stad. Nee, toe nou glad nie. Dit het toe nou baie langer gevat as dit. Ek weet nie of iemand ook sy arme gehelp het dat die spiespunt daarbo bly nie. Maar wat ek vir jou vra is, wees akkuraat met God. Amen. Gelukkig is jy en tevrede en bring jy geluk tot God in die strategie. Bring jy geluk tot God as hy sien wat hy wil doen in Bloemfontein. And the blessing that the Father has is that you are available as a spear. Bless the Lord, O my soul. Ek kan dit sing, maar deel van die blessing volgens hierdie woord, gelukkig. The blessing to God is if there is a spear available that he can take, en hy spies, met sy spiespunt, kan God net so vat en skiet hy hom presies waar dit moet wees in education, presies waar dit moet wees in daai besigheid, presies waar dit moet wees. En hier is hierdie speer, hier is hierdie spiese wat geskiet is, en hulle almal hulle teikens bereik het môre. Hoekom? Want daar is skielik môre 'n klomp Christene wat bereid was om 'n spies te wees in die hand van 'n Vader. Soos wat 'n pa gelukkig is met 'n kind. Mag ons daardie geluk bring tot God oor Bloemfontein. Dat daar nie net in die gees 'n barensnood is, 'n frustrasie en weer eens frustrasie, wat jy in daai geval net met aborsie van ontslaak kan raak. Dan is daar nie meer daai frustrasie nie. Maar eerder, gaan deur die geboorte, maar laat toe, dat God jou sit daar in daai rigting waar jy moet wees. Maak seker, dit is hy wat aan jou vat. Maak seker wie vat aan jou. En maak seker wie vat jou.
en sit jou in 'n posisie wat jy nie noodwendig sou wou wees nie, maar in jou gees weet jy, want jy het jou gees gebou met die woord, jy het jou gees gebou met die woord, so jou gees is wakker, jou gees is wakker. Hallo? Jou gees kan wakker wees, of jy kan seker maak, dat jou gees sal nie praat nie. Taal van jou gees is bid in tale, sê 1 Korintiërs 14. Maar ook in jou gees, Heilige Gees mos getuig in jou gees, né? Hallo? Romeine 8, skryf hom as jy hom moet gaan soek. Heilige Gees getuig in jou gees, duiweltjies en vlees getuig in jou siel. So baie, dis hoekom jy moet jou siel in lyn kry, jou siel moet vernuwe word. Hoekom? Sodat net die taal van God gaan praat. Net die taal, die ander tale word al hoe dowwer, word al hoe de mekaar. Maar al hoe meer is ek net bekend met hierdie taal. As iemand nou immigreer mos, hallo, ja, as iemand mos nou in 'n ander land is, maar hy ken Afrikaans. Maar nou is hy in 'n plek en hy is nou al vir 20 jaar in China en daar's niemand met wie hy Afrikaans praat nie. Wat gaan gebeur? Hy gaan al hoe minder verstaan van Afrikaans. Al hoe meer jy die woord praat, al hoe meer hoe jy die woord praat, verstaan jy minder van wat die wêreld en wat die vlees en wat die ou duiweltjies en al daai gemors vir jou wil sê. So moenie al daai goed net veg nie. Maar staan met die spies, staan met die woord, die tweesnydende swaard. Staan met die woord van God, the sword of the Spirit, die swaard van die Gees. And the things of this world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Vir die wat hy ene ken. Amen. Gelukkig is daar die man. Almal sê gelukkig is daar die man. Mag jy daardie geluk bring tot God, daardie blessing. May you bring that blessing, that tomorrow God is blessed. Because what He wants to do with Bloemfontein, you are available as a son. You're available as a daughter. That Him as a father can take you. Dis ons met mekaar. Goed. Is daar nog een? Halleluja. Kom ons kyk weer. 2 Timoteus. Die Here is groot en die Here is goed. Amen. 2 Timoteus. Hy is op pad. Wie wil vir ons so lank lees? Hy sê daar. En wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Nou, wat sê ons? Hier is Paulus, hy's 'n apostel in die vyfvoudige bediening. Hy's 'n apostel in die vyfvoudige bediening. En hy sê vir Timoteus, wat 'n pastoor is, maar wat 'n evangelis is, en eintlik ook 'n leraar is. Wat sê hy vir iemand? Onthou nou om jou job te doen. Hulle betaal jou om die job te doen. Jy weet, daai ouens. Onthou om jou job te doen. Hy sê, jy moet ouens oplei met dit wat jy gehoor het. Vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om hulle job te doen. Bekwaam sal wees om hulle besigheid mooi te doen en alright geld te maak. Wat in staat sal wees om nie te stout te wees daar buite in die wêreld nie. Wat daarom so bietjie heilig sal lewe en sal bietjie minder vloek. Te veel pastore het daai tipe van job. Net om die kuikings uit die vuur uit te krap of die kalf uit die put uit te kry. En dit is die job van 'n pastoor waarvoor hy betaal word. Dit is nou in een van 'n godsdienstige stelsel waar die vyand kan rustig wees. Bloemfontein gaan nie vir God gevat word nie. Of die vyfvoudige bediening is daar om die heiliges toe te rus. Jy kan Efesiërs 4 vers 11 kry en 12. Skryf hom ook sommer daar neer. Wat sê hy hier? Vandag is jy hier, in die week maak jy die Bybel oop. Hoeveel keer, wat ek ons gesê het, sit jy in die hoofkantoor, is jy veronderstel om in die hoofkantoor te sit by God. Nie net om dissipline te ontvang nie, hallo, jy is nie veronderstel om by die hoof in te kom, omdat jy 'n stout skoolier was nie.
Jy is veronderstel om by die hoofse kantoor in te kom, omdat jy 'n departementshoof is, omdat jy 'n onderwyser is. Hallo. Is daai 2 Timoteus 2:2. Kom ons sê toetem of toe. Gaan jy onthou? Toetem of toe. Dit is soos 'n toe. Jy moet opgerig word, jy moet ander kan leer, Te veel is ons in die hoofkantoor, my 6, omdat ons in die moeilikheid was. Dit gaan nie meer so werk in die verlede nie. Ons gaan hoofkantoor toe, want ek moet opgelei word. I'm accountable for what God has called me to do. Jy is onderwyser, jy is onderwyseres. Gee dit aan hulle, sodat hulle bekwaam kan wees om ander te onderrig. Daar sê, kom ons gaan vir Efesiërs 4 vers 11, julle skryf hom daar neer. Efesiërs 11, hy praat van, en Jesus het sekere gawes gegee vir die kerk. Jesus het sekere gawes gegee, en hy het sommige gegee as, hy sê eers, hy het gawes gegee. Nou as iemand vir jou 'n persent gee, dan is, en as dit Jesus is, sou ek sê met alle respek, ontvang met dankbaarheid. Amen? Nou hierdie gawes, jy sal nie glo nie. Dit is ouens soos apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sjoe, hy gee 'n klomp blessings, yes, met die voorsiening, het sê dit finansies is, het sê met 'n werk, het sê met soveel ander goed. Maar wanneer laas jy gebid en gesê, dankie Here, dankie Jesus vir die gawes wat U vir ons gegee het. Ongelukkig, ek weet nie een van die ouens hier so in die gemeente met my nie, maar in ander gemeentes is daar ouens wat hulle die heeltyd 'n issue het met 'n pastoor. Die heeltyd, dan moet hy gefire word, want hy perform nie reg nie. Of dan is hy reg. En as ouens wat lelik swaar kry, en solank dat daai ouens in performance gedruk word, en nie hulle werk kan doen waarvoor God hulle geroep het, as 'n gawe tot daai gemeente, 'n gawe tot die body of Christ, as 'n gawe tot die kerk van Christus nie. Dan beteken dit, as ek 'n gawe ontvang het, as ek 'n persent gekry het, en die persent, kom ons noem hom nou maar 'n kar, 'n goeie kar, persent gekry. Maar ek weet nie wat om met die ding te doen nie. Ek plant plante in hom, en ek gooi hom nat, of ek dink, want ek het gedink hy gaan groei. Jy weet, dis seker 'n saad, of ek moet hierdie kar vat, ek moet hom in die grond sit, grond bo-oor, ek moet hom nat gooi, en daar gaan karre uitkom. Hallo. Dit is 'n pathetic voorbeeld, maar weet jy, ongelukkig is dit baie keer so pathetic in die verlede, nooit meer in die toekoms, hoe dit in die kerk gewerk het. Weet nie wat om met daai gawes te doen nie. Weet nie wat om met regtig met die pastoor te doen nie. Maar hy moet gebruik word. Nie misbruik word nie. Hy moet gebruik word, sodat iets in my plaasvind. Daai geestelike pa van my, Dr. Jonathan, as ek daar moes gaan sit vir 2 weke, God gaan hom gebruik, maar hy word gebruik tot my voordeel. En deur sy lewe moet ek verstaan wat God vir my sê. Nie met elke woord wat hy sê, omdat hy 'n perfek is, omdat sy naam Jesus is nie. Nee, hy is 'n geskenk van Jesus. En omdat ek respek het vir Jesus, daarom ontvang ek hom. Daai geskenke lyk verseker nie perfek nie. En hulle is nie noodwendig mooi toegerep nie. Hallo. Maar net as ek respek het vir Jesus, dan gaan ek toelaat dat daar geoefen word met my as 'n pyl. Want Jesus wil my skiet in die regte rigting, vir die regte impak. Maar hy gaan dit doen met die geskenke wat hy gegee het. So, nou sê die apostel vir hierdie evangelis en pastoor, kry daai spiese, maak seker, hulle is getrein. En hulle weet hoe om afgeskiet te word in die regte rigting. Maar hulle moet ook weet hoe om ander te vat. Hulle moet weet hoe om ander te vat en hulle op te lei om presies in hulle destiny in te gaan. Nie net te presies te weet, waar is Kanaan en ek staan op die beloftes vir Kanaan, ek staan op die beloftes vir Kanaan. Hulle moet weet hoe om te stop by die
by die rivier. Hulle moet weet hoe om die toekoms te interpreteer, wanneer die intimidasie is aan die ander kant van Kanaan. Om te interpreteer oor die reëse, wat maak jy met reëse? Hulle moet weet hoe om met 'n woord van God oor die Jordaan te gaan. Nie daai kant 'n woord te kry nie. Hierdie kant in die woestyn 'n woord, dan is dit van God. Daai kant kry jy woord, dan is dit die woord van die reës. Hallo. Maar die ouens wat nie met die woord van God oor die Jordaan getrek het vanuit die woestyn na Kanaan toe, hulle teruggehardloop met die woord van die reës. So in jou toekoms, jy sal 'n woord ontvang, maar is nie die woord van God nie. Maar vandag moet jy 'n woord kry. Vandag moet daar 'n spies wees. Vandag moet jy die spies wees in God se hand. En jy moet daai ding nou uitsorteer. Sodat watter impak gaan jy hê aan die ander kant van die Jordaanrivier, my broer? En vanaand is daai Jordaanrivier daar vir môre. Môre gaan Kanaan wees of môre moet woestyn wees. En God moet vir jou beskerming, moet hy jou in die woestyn hou. In die woestyn word jy beskerm, jy moet beskerm word, totdat jy die woord van God vat. Want dan met die woord van God kan jy ingaan, en jy sal bereid wees om te loop rondom Jerigo. Jy sal bereid wees om die spies net op te lig, totdat die hele stad brand. Jy sal bereid wees om belaglike strategieë van God te volg, want jy sal hom eer bo als. 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 Kanaan sal nie die vloek word tussen jou en God nie. Maar hy sal 'n instrument in God se hand wees. Maar dan moet beter jy die woord van God hoor in die woestyn. En nou is nie God moet jou terugvat na die woestyn toe nie. Ja, nee. Maar sê Here, as ek nie 'n woord van U het vanmôre nie, dan gaan ek môre in die woestyn wees. En hou my dan eerder in die woestyn. Maar moet my nie in 'n Kanaan invat, wat die vloek gaan word tussen my en U nie. Dis Moses, 'n vriend van God, wat God van aangesig tot aangesig sien. Wat sê, Here, as U nie saamkom nie, dan gaan ons nie Kanaan toe nie. Met alle respek gesê, ons wil nie hê wat U vir ons wil gee nie. We don't want the gift. Ons wil nie die gawes hê. Ons wil nie die gawes, die blessings van Kanaan hê, as U nie saamgaan nie. Is ons met mekaar. Hierdie gawes uit Jesus hand, is hierdie apostels. Apostels, wat is 'n apostel? Is iemand wat fondasies lê in gemeentes. Dis iemand wat fondasies lê. Dis nou daai bulldozer ook. En dis wat die ou wat die grondwerke doen. Dat al die, nie net die doringkies uit is nie, maar daar die gamors, die klipplate oopgebreek is, of dat hierdie boulders uit is. Die grondwerk. So apostoliese fondasies is glad nie iets waaroor baie mense sal opgewonde wees nie. Profete, dit wat in die toekoms is. Maar ons gaan nou kyk, om te sien dit wat in die toekoms lê, evangeliste, die God se hart vir die nasies. Evangeliste, blessed are the feet of those on the mountains who bring the good news. Geseënd is die voete van die wat die evangelie van vrede bring. 'n Blye boodskap môre. Geseënd is Bloemfontein môre. Geseënd is daai gemeenskap. Geseënd is opvoedkunde, want daar's ons mense met wat kom met die evangelie van vrede. Dus as ons weet hoe om evangeliste te ontvang. Herders, wat ons dink, dis die ouens wat die counselors is, dis die ouens wat die nurses is, wat die verpleegsters is, wat al die pleisters moet opsit. Dis die herders. Gaan kyk Psalm 23 en gaan sê vir my, hoeveel pleistertjies het die herder op die skaap gesit. Asseblief gee vir my daai skrif. En ek gee vir jou $1 miljoen. Hallo, daar was 'n lekker stukkie maar dissipline en dit. Los die skape hier, gaan kry die een skaap, breek die een been, draam, et cetera. Ja, gaan kyk na Psalm 23. Wat beteken herderskap? Ek hardloop, ek haas my. Goed, leraars wat 'n klomp goed moet sê, wat vir my verligte oë van my verstand, want as ek die leraar ontvang ek die vryheid, want hy moet die waarheid bring en die waarheid maak my vry. Leraar maak my nie vry nie, die waarheid maak my vry. Die leraar kan goed sê, maar in dit hoor ek die Heilige Gees
nie vir ons die perfekte woord van die leraar nie, maar as ek die Heilige Gees hoor, en die leraar het net iets daar gesê, gaan die Heilige Gees dit vat, en he's gonna earth it for me, sodat dit my vry maak, Is ons met mekaar? Vers 12. Hoekom hierdie klomp? Om die heiliges toe te rus, om hulle te bless? Nee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. So wanneer gaan die kerk opgebou word? Wanneer gaan die kerk verkoop word? Wanneer gaan die kerk sterk wees? Wanneer die gewone Christen besef hy's 'n werker in die koninkryk. Die vyfvoudige bediening, die gawes van Jesus, wat jy ontvang omdat jy respek het vir Jesus, jy laat hulle toe om jou op te rig. Heiliges is die wat eenkant gesit is. Heilig beteken uncomparable, separated. Jy is eenkant gesit vir een of ander iets, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Dit is nie eers 'n opsie nie. Hoe dien jy in die koninkryk? Hoe dien jy in die koninkryk? Maar weet jy, as jy dien in die koninkryk, jy is nie veronderstel om te dien nie, want jy gaan dien soos 'n mampara, as jy nie toegerus is nie. Weet nie wat is 'n mampara nie? Enige iemand wat weet? 'n knol, ja, dis 'n knol. Ja, wat toegerus vir hulle dienswerk. Okay, en so met mekaar, tot opbouing van die liggaam van Christus. My boet, my sis, as jy glo, jy is deel van die liggaam van Christus, en jy het respek vir die liggaam van Christus, selfs wanneer ons nagmaal het, en jy moet die liggaam onderskei, dan is dit nie net van, ek onderskei die liggaam van Christus, want ek het nie 'n issue met iemand nie, Wat se werk doen jy in die koninkryk? En dan beteken dit nie net nie. Nee, ons het mense nodig met die communie, ons het mense nodig om ander te dien, met die geselligheid van koffie en tee, sodat ons by mekaar kan uitkom, nie net om koffie te drink nie. Meeste het koffie by die huis, maar dit sodat ons by mekaar kan uitkom. Ja, so daai dinge is belangrik ook. Hallo? En dit wat jy so doen jy asof vir die Here, sê die skrif, né? Klein goedjies, doen jy asof vir die Here, en as jy in die geringste getrou is, God is getrou. Hy sal jou aan soveel meer toevertrou. Is ons met mekaar? Hoekom is dit dat by sekere gemeentes, selfs ek weet nou in Gauteng, van waar ons manne is, wat in daai gemeentes geplaas is, hoe daai ou is 'n CEO, man, hy is 'n multimiljonair, maar hy wil car watch wees. Hy wil net hierdie een ding doen, net as 'n mens, net as 'n gewone mens. Nie met hierdie verskriklike verantwoordelikheid met die agenda, wat mense met verskillende agendas na hom toe kom nie. Hy wat nou al hierdie impak het, en invloed het, en geld het, en resources het, wat hy die dinge soek en maak, en het is, hy wil net gewoon mens wees. So hy gaan een diens, gaan hy kerk toe, om die woord te hoor, en die woord te vat, en die Here te aanbid, en deur liedere te sê, te verklaar, hoe gaan sy lof- en aanbiddingsleefstyl in die week wees, maar hy wil net 'n diens, wil hy net gaan, kyk dat al die karre alright is. Dis my 'n blessing, en dit is iets wat daai ou behou. Ek daag jou uit, om te vra, wat is die dienswerk? Weet jy wat is jou dienswerk? Jy beter uitvind van die Here. Maar partykeer is dit, jy moet maar, as jy toegerus word, kom jy agter, weet jy, dit is eintlik in die lyn waarin God my wil gebruik. Dis die lyn waarin God my wil gebruik. Op hierdie manier of in daardie manier. Maar dit is 'n skande, en die meeste van die tyd dan, as ek 'n dienswerk doen, maar ek is nie toegerus nie, dis waar die moontlikheid van 'n struikelblok in plaas van om 'n ondersteuning te wees, waar dit so sal wees. Wat ek meer 'n struikelblok kan wees, of ek probeer om iets te doen, en ek is opreg, en ek kom dien, of ek doen iets vir die Here opreg, en ek praat met iemand oor die Here, maar dit het nie gewerk nie, en dan gee ek sommer op. Maar wat was die probleem? Jy was nie toegerus nie. Jy is nie toegerus om 'n kar te bestuur nie. As jy nie toegerus is om 'n kar te bestuur nie, en jy besit meer as 7 breinselle, wat gaan gebeur? Jy gaan weet, jy moet leer om kar te bestuur, voordat jy 'n drywer kan word, wat ander mense na plekke toe neem, want dit is hoe die Here jou wil gebruik. Hallo?
Nou as dit so kan werk in die wêreld, in die ou dae in die wêreld sonder Jesus, wat Jesus as 'n vloekwoord gebruik, as hy die breins het om dit te verstaan, hoeveel te meer, those who have the mind of Christ, in the spirit, wat het veronderstel is om te besef, ek moet toegerus word om 'n bussie te bestuur. Ek moet toegerus word vir 'n dienswerk. Om die heiliges almal sê, toe te rus. Vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam. Die liggaam van Christus gaan opstaan. My broer en my sis, van verskillende kerke, van verskillende denominasies, van verskillende groepe, waar hierdie groep onakkuraat is in hierdie. Daai groep onakkuraat is in hierdie. Ons onakkuraat is in hierdie stukkie, waar ons moet groei, waar ons almal moet groei. Maar nog steeds, gaan die liggaam van Christus, gaan die kerk opstaan in die nasies, opgebou word, wanneer die gewone, wanneer die kind van God besef, ek het 'n diens om te doen. Ek is veronderstel om iets te doen en ek moet weet wat God van dit vra. En dit is nie net, ek werk sodat ek kos het nie, of dat ek sekuriteit het vir my ou dag nie, of sodat ek bietjie geld vir die kerk kan gee nie. Gaan vra vir die Here, wat is dit verder wat jy moet doen? Want daar is fasette wat ek en jy vandag nie eens weet, wat eintlik deel is van die dienswerk wat God vir jou het nie. Die Here sê vir jou, jy gaan deel word van die gebedsgroep, jy gaan 'n gebedsgroep begin in die gemeente, maar dan gaan jy ander ouens kry, en julle gaan bid vir die skole, en julle gaan bid vir die skole, en julle gaan, maar in accountability tot 'n gemeente, dat jy nie enige iemand kry wat bid, maar hulle bid eie agendas, nie onder leiding van die Gees nie. Nee, akkuraat. Jy moet toegerus word vir daai bediening. Maar wat is die dienswerk? Jy gaan die skole van Bloemfontein bring voor God. En die Gees van God gaan werk in die skole. En die hoofde en die verkeerde agendas gaan stopgesit word. En the shame of the enemy will be exposed. The shame of, jy kom van die Bobbejaan, evolusie. Die shame of nee, ons praat nie oor godsdienst nie, maar intussen praat ons oor, ek glo, dat daar is nie 'n God nie. So, daar is geloof. Die ou wat sê, hy is 'n ateïs, hy het 'n vrek groot stuk geloof, om te moet glo dat daar nie 'n God is nie. As jy na die skepping kyk, het jy nogal wragtig geloof nodig, om te kan glo daar is nie 'n God nie. Hallo? Is ons hier, maar as deel van die dienswerk, maar jy staan met vyfvoudige bediening, wat die gawes is wat Jesus vir jou gegee het, om jou te ondersteun, wat jy moet gebruik, wat daai gawe oopgemaak moet word tot jou, en jy moet die voordeel trek van die vyfvoudige bediening, die gawes van Jesus, wat hy jou gegee het, moet jy die voordeel trek van hulle, sodat waar jy jou dienswerk doen, dat die kerk gaan het opstaan. Die kerk in Jimfusie gaan opstaan. Daar is 'n getuienis met daai skool van wat ek weet van jare terug ook, wat ouens 'n ding gedoen het, en mag dit net groei. So met baie ander skole, mag dit net gebeur. Hallo. Dat die Here die deur oopgemaak het, dat die amptelike kunste wat gegee word in Figart Park skool, is Creare. Wat alles in die naam van die Here doen, en al die syllabusse is lof en aanbiddingsliedere wat daai kindertjies leer, want hulle leer hoe om gitaar en dromme en klavier en wat ook al te speel, of wat se dans ook al te doen, leer hulle alles van Jesus. Vanaand wat in hulle koppe is die deentjie van hoe, waar Jesus geëer word en geaanbid word, wat in hulle koppe is. Hallo, maar wat van die ander 100 skole? Dalk is jou dienswerk om deel te word vir daai gebedsgroep for the new generation. En dis 1 keer 'n week. Dalk het ek tyd vir my dienswerk voor God, 1 uur 'n week. Ek is nie sarkasties nie. Ek is Christelik sarkasties. Wat sê ek vir jou? Asseblief my broer, my sis. Dis God se liggaam. Dis die liggaam van Christus. Dis jou Here se liggaam. Dis jou Christus, jou verlosser, jou koning se liggaam, wat opgebou moet word. Maar dit hang af, is jy bereid om toegerus te word?
Ek wil daai fondasie lê en ons moes nou hieroor praat nou eintlik. So ek moes 'n fondasie lê vir 10 minute, wat ek nou amper gedoen het. 2 Timoteus 2 vers 15, waarmee ons afeindig. Iemand moet toegerus word om daar 'n klap te gee. Lê! Nou party stop daar. Hulle lees net daai eerste woord. Ai. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel. Ek beproef baie dinge en dan kry ek 'n opinie oor baie dinge. Maar wat as God jou beproef? Dan beteken dit, Here, wat is u opinie van wat ek doen môre? Dit is om voor God te stel, beproef voor God te stel as 'n werker. Almal sê werker. Gaan kyk maar in die skrif oor werker. Ons kan 'n hele week konferensie hou net oor die woord werker. Werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Woord van die waarheid regsny. Jy staan beskaamd as jy die woord nie ken nie. Jy staan beskaamd as jy nie die woord ken. As jy in die rigting van opvoedkunde, as jy in besigheid is, maar jy ken nie God se woord in besigheid nie. Jy staan beskaamd voor God. Klaar. What a shame. What a shame in whatever you do. What a shame if you don't know the word of God for that area of what you do. What a shame. Jy staan nie beproef voor God nie. Jy kan nie deur God gebruik word. Beproef beteken, jy is van daardie kwaliteit dat ek aan jou kan gebruik. Daar is sekere goed in die verlede, en dalk nou nie meer so baie nou nie, maar in die verlede, daai goed van made in China. Jy weet, jy gesê, jy kan nie meer daarheen gaan nie. Miskien vandag nou al hoe meer, maar dit hang af van deur wie is dit gemaak. Dit hang af deur wie is dit gemaak. Deur wie is jy gevorm. Deur jou omstandighede, deur jou intellek, deur jou fantastiese vermoë, wat God eintlik jou gegee het, deur jou skills, deur die ding van dat jy so 'n tipe persoonlikheid het, deur dat jy sekere fasette, sekere dinge kan doen. Deur wie is jy gevorm? En jy is beproef gestel. Medies, jy gaan swat, en dan aan die einde van die dag, hulle het jou geproef, hulle het jou laaste eksamen wat doen. En hulle sê, you are approved, om vir mense te gaan sê, jy lê in hierdie siekte, jy moet dit doen, jy moet geopereer word, of jy moet hierdie medisyne gebruik, of jy moet nie worry nie, jy moet net huis toe gaan en minder jammer voel vir jouself, of jy moet wat ook al doen. We approve as a nation that you are somebody wat dit kan sê. Want jy is opgelei om dit te kan doen. Maar dit werk in die wêreld verstaan die beginsel, maar die een wat dit 100 maal meer moet dit verstaan, is die kerk. Waar die eksaminator is God. So vir die werkers wat gerelease is, wat die Here sê, reg. Jy is beproef. Jy kom die eksamen deur. Nie om 'n kind van God te word nie, nee man. Ons weet, dis deur die genade van God. Amen. Maar om sekere werk te doen, is daar sekere eksamen wat jy moet deurkom. Nou jy kan sê, ag Here, vergewe my, en jy voel jammer vir jouself, en nee, bekeer jou. Nie voel jammer vir jouself, sê nie jammer omdat jy eintlik jammer is vir jouself nie. Sê jammer omdat jy jou wil bekeer. En opgelei wil word, om die werker te wees, waar God sê, ja. Maar as 'n ou na 2 jaar medies, besluit, ja, ek is nou 'n dokter. Ons gaan nie aan. Kom ons noem my. Ek het 2 jaar gedoen, begin 3de jaar het ek toe nou medies gelos, van die Here het gesê bediening. En kom ons sê ek maak nou asof ek nou dokter is. En hier gaan ek aan en. What a shame. Hoe onsaglik onregverdig teenoor mense wat my gaan vertrou en gaan glo ek is 'n dokter. Dis 'n skande man. Nie waar nie? Dis 'n skande dat ek durf waag om myself voor te gee as 'n dokter. Ek sit daar so 'n bordjie op van die MB en die DB en die AB en die HB. Wat is daai nou weer? MB, CAB. Nou daai ene. En ek sit my op bordjie op en ek gee my uit as hierdie dokter en mense vertrou my. Jy gee jou uit as hierdie Christen. Dis 'n skande. Ek is veronderstel om nie skaam te staan nie. Want ek is toegerus.
So jy moet vir God gaan vra, hoe moet jy toegerus word? Hoe moet jy toegerus word? Nou dit waarmee ons by ons sou uitgekom het na 10 minute, gaan ons nou by uitkom 'n ander week. Maar ek vra as jy in 'n sel is, werk deur hierdie. As jy nie in die sel is nie, ons vergewe jou en kom in 'n sel. Alright. Want jy het dit nodig om in 'n selgroep te wees. Asseblief, ek wil jy moet gaan bid hieroor. Gaan lees daar in die begin. Maar dis 'n ding wat ons gaan doen en ons gaan hom doen in die nasies. Oor hoe mense toegerus moet word vir die bediening en nie vir die voltydse bediening nie. Ek praat nie van die gawes, die vyfvoudige bediening van Jesus nie. Ek praat van hoe die kind van God, die een wat homself noem 'n kind van God, toegerus moet word vir sy dienswerk en dit wat God op hierdie stadium vir ons gewys het oor wat nodig is. Mag die Here jou lei. Dankie Hemelvader dat ons na U toe kan kom. Selfs Here, van ons die nagmaal gaan gebruik. Wil ons eerstens sê, vergewe ons Here. Waar ons baie keer verwag het dat die gawes moet die werk doen. Die gawes van Jesus. Maar Here, U het vir ons die gawes gegee sodat ons verstaan hoe om die werk te doen. Vergewe ons dat ons dit gedamp het op hulle Here, in plaas van die geskenke waardeer het, maar gebruik het. Daai kar as 'n geskenk gebruik het, om op die plek te kom waar ek moet kom, waar ek moet wees. Here, ek bid dat elke man, vrou in hierdie plek, die Heilige Gees sal hoor, wat is die dienswerk, maar eers hoor hoe om toegerus te word, en in die proses van toerusting, in die proses om toegerus te word, sal ontdek wat is hulle dienswerk, Here, ons wil hê dat U liggaam, dit is U liggaam, opgebou sal word, dat U liggaam ook verheerlik word tot ere van U naam. Help ons dan, Here, in ons bekering, om op die regte plek te kom. Here, en vir dit wat prioriteit is daar tyd. Help ons met ons prioriteite, Here, help ons, dat ons saam met U sal koninkryk bou. Medewerkers van Christus. Ek seën elkeen hier en myself, ons bring onsself op daai punt in die naam van Jesus. Amen en amen.